oor die Here Jesus Christus, wat vir ons as mens gebore was, geleef het en so ook gesterf het. En is dit vir my wonderlik om in 'n geestelike familie 'n dag wat baie belangrik is in my lewe ook so saam met julle te kan deel. Dit is regtig 'n baie groot voorreg. Geliefdes, ek gaan nie nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak. Ons skriflesing vanmôre vind ons uit Lukas hoofstuk 2. Lukas hoofstuk 2, 'n baie bekende gedeelte, maar nou soos alles in die lewe, ek wil hom nie van bo af kyk nie. Ons gaan die gedeelte nie van bo af kyk nie. Ons gaan die gedeelte redelik van onder af kyk. Die groot ding wat hier tevoorskyn kom, is die geboorte van die Here Jesus Christus, baie belangrik. Wat beteken dit vir my en vir jou? En nou vanoggend sit ons met 'n konfrontasie in ons hart. En wat beteken die Here Jesus se geboorte vir my? En dis wat ons dan in hierdie oggend ook so wil bereik. Lukas hoofstuk 2 vanaf vers 1. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius goewerneur van Syria was en almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad van Nasaret na Judea, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, om hom te laat inskryf saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die laaste dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in die velde, in dieselfde landstreek, wat in die oopveld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat daar vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van hemelse leerskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. En toe die engel van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar: Laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie in die krib lê. En toe hulle dit gesien het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonder oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Net tot sover die kosbare woord van die Here vir die manne vir wie dit moontlik is. Ek nooi julle staan asseblief saam met my, dan soek ons die Here ook in gebed. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie vir hierdie kosbare geleentheid. Dankie Here vir hierdie geleentheid wat oor 2000 jaar nog nie verouder het nie. Dankie Here vir die geleentheid wat ons het om te kan herdenk, Here, dit wat U vir ons kom doen het. Dankie Here dat ons in aanbidding kan kom buig
Wanneer ons net weer besef, Filippense 2, dat een die gestalte van God was, dat U dit geen roof geag het om aan hom gelyk te wees nie, maar Here Jesus, U het Uself ontledig, deur om my gestalte aan te kom neem. Die skepsel, Here, wat U geskep het in U beeld. U word 'n dienskneg hier onder ons. U ly, U sterf. Here, U staan op. En vandag, Here, het ons daai getuienis. Kan ons daai getuienis hê om saam met U te wees in dieselfde familie. Dankie vir U genade, Here, wat so oorvloedig is. Dat U gedink het aan my, selfs nog voordat ek was. En ons eer U vir daardie grootheid. En Here, dis wat ons vanmôre in hierdie paar verse wil raak sien, is U grootheid. Sal U asseblief, Here, hierdie geleentheid kom oorneem. Sal U asseblief, o Here, die tussenganger wees. Sal U tot ons harte spreek. Sal U ons oë bewaar, ons gedagtes, dat ons net sal hoor dit wat die Here vir ons in hierdie oggend wil sê. Niks meer, niks minder. En Here Jesus, mag U ook op hierdie dag, in hierdie oomblikke, alleenlik verheerlik word. Ons bid dit alleenlik in die naam van die Here Jesus Christus, ons verlosser. En nou, Here, kom vra ek, laat die woorde van my mond, gedagtes van my hart, welbehaaglik wees voor U, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God, ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus sy Seun deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Okay, so hoe gaan ons ondertoe kyk? Ons gaan kyk na vers 11. Vers 11 sê dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. Na aanleiding van dit, geliefdes, gaan ons so 'n bietjie gesels rondom hierdie tema met 4 gedagtes. Die nag toe die hemel op aarde kom kuier het. Dis kosbaar as jy so daaraan dink, né? Dis kosbaar as jy dink dat die hemel het fisies hier op aarde kom kuier. Nou, daar agter in die hoek, my vrou is mal daaroor, het ek nou agtergekom, as ek haar uitsonder. My mooiste vrou in die wêreld sit daar agter. En as u nog nie 'n huisbesoek gereël het by haar nie, doen dit met vrymoedigheid, as u nog nie my getuienis gehoor het nie. Ons sal dit graag vir u wil kom deel, hoe die Here my siel gered het, en my vrou se siel, maar nietemin, in 2011 het ek 'n string verkeerde keuses in my lewe gemaak, wat regtig baie erg was. En daai string van keuses het toe nou gemaak dat ek so 'n bietjie afgesonderd was. Daar was baie mense wat hulle self nie wou vereenselwig met my nie, weens die dinge wat ek openlik gedoen het, dit wat ek openlik vir gestaan het en al die klas van goed. En dit het veral oor hierdie tyd, wanneer ons nou by Kersfeestyd kom, dan besef jy eintlik hoe alleen jy is. Sou jy alleen wees? En iets wat ons moet besef, geliefdes, is ons kyk baie mooi. Ek sê mos nou, of ek het nou gesê, ons kyk altyd van bo af, en ek wil so 'n bietjie die lig skyn hier van onder af. In die sin dat ons net ons gedagtes vir 'n oomblik sal fokus, nog steeds altyd sal hou op die Here Jesus, maar net sal besef dat Kersfees kom elke jaar. Ons merk dit elke jaar op die kalender. Woensdag 25 Desember merk ons op die kalender, dit is Kersdag. Nee, Gerard? Jy het dit ook agtergekom, van julle is skerp, maar ek is bly julle is hier op donderdag. Hierdie gesindheid, geliefdes, en hierdie Kersdag en hierdie feesseisoen bring vir baie mense 'n vreugde.
'n heerlike opgewondenheid. Vir ander mense, wat ons moet raak sien, is dit bring vir hulle 'n verlange. 'n Verlange dalk van 'n geliefde wat hierdie Kersfees vir die eerste keer nie meer saam met ons is nie. Daar kan selfs in hierdie Kersseisoen inbeweeg word met 'n tipe van 'n seer. Iets wat gebeur het wat my kom afbreek het. Daar is mense wat hierdie Kersfees, hierdie Christusfees, iemand mis wat nie meer hier is nie. Geliefdes, hier is iemand vandag hier, ek kan u beloof, iemand in hierdie gebou wat Kersfeestyd ingaan en bekommerd is oor môre. Daar is van ons wat hierdie Kersfeestyd ingaan en ons is moeg. Moeg van 'n jaar se moeg van 'n jaar se druk. En dan is daar baie mense wat hierdie Kersfeesseisoen ingaan en wonder of God hulle nog raak sien. Jy sien, wanneer ons die Kersverhaal lees, dan begin dit nie met musiek nie. Dit begin nie met mooi liedjies nie. Hierdie Kersverhaal begin deur 'n lang, moeilike reis. 'n Swanger meisie, 'n man wat nie antwoorde het op dit wat hy nou deurgaan in sy geestelike lewe nie. Deure wat die heeltyd in hulle gesigte toegemaak word, maar 'n stal wat oop bly. Jy sien, dit behoort ons te herinner dat God kom nie eers wanneer alles reg is nie. Hy kom wanneer mense moeg is. Hy daag op in ons onsekerheid. En geliefdes, hy is veral daar wanneer daar nie plek is nie. Die nag toe die Here Jesus gebore was, is buitengewoon. Maar nie vir daai wêreld nie. Glad en al. Dink vir 'n oomblik. Geen paleis se deure het oopgegaan vir die konings van die konings nie. Geen koerante het berig oor sy geboorte nie. Tydens sy geboorte het meeste mense geslaap, heeltemal onbewus van dit wat in hulle dorpie gebeur. Maar daardie nag het iets kom verander, wat alles maak dat dit nooit weer dieselfde sal wees nie. Die hemel het letterlik aarde toe gekom. Nie as 'n afstandelike God nie, maar as 'n veroordelende regter wat hier is om ons saak te bepaal. Hy kom as 'n kind wat breekbaar afhanklik en naby is. Jy sien, God het nie nou soos in die Ou Testament 'n boodskapper gestuur met 'n boodskap nie, hy stuur homself. God het nie van bo af geroep nie, hy het tussen ons kom lê. En nou kom Kersfees en net daardie gedagte wat ons vinnig kan gebruik, kom sê vir elke liewe mens, jy is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. Jy is nie vergete nie. Geliefdes, Kersfees kom sê vir ons dat God is nader as wat ons dink. En ek wil nie stil staan by 'n storie van lank gelede nie. Ek sal liewerste wil tyd spandeer nou in 'n waarheid wat vandag nog geld. Jy sien, in ons donkerte, in ons gebrokenheid, in ons gewone lewens, in elke liewe aspek, kom die hemel nog steeds kuier. Hoor jy wat ek sê? Die hemel kuier nog steeds. Dis nie soos daai Desember gaste hier aan die einde van die tweede week aan wens jy nou maar hulle wil ry nie. Dis nie daai tipe bly nie. Dis 'n positiewe bly. Dis 'n bly in die sin dat ons net sal besef hoe nodig ons hom het. En nou, wanneer ons na hierdie geleentheid kyk, dan vra ons baie vinnig die vraag, was Bethlehem dan nie reg vir Jesus nie? Dis 'n baie maklike vraag om te vra, nee. Hoe kon hulle nou nie een hotel oopgehad het vir die konings van die konings nie? Maar ek wil daai vraag vervang. In die sin omdat ons harte
in dieselfde rigting as Bethlehem vra en vra, is daar plek in ons harte vandag vir hom? Hy kuier nie in Bethlehem nie, hy was daar. Alles gedoen wat hy moet, sodat hy vandag aan ons deur hartsdeure kan kom staan en klop. Geliefdes, wanneer ons na dit alles kyk, is dit belangrik dat ons sal besef dat die hemel kom nie eers wanneer die ligte aangaan nie, maar die hemel kom in die donkerte van die nag. En nou moet ons raak sien, die eerste gedagte wat ek vir u wil voorhou, sodat die hemel kom na 'n moe wêreld. Jy sien, van die einde van die Ou Testament tot en met die begin van die Nuwe Testament, hoeveel jaar het verloop? 400, né? 400 jaar het verloop, God se stem was stil. Hulle het die stem van die Here nie gehoor nie. Hierdie volk het nou maar net aangegaan met hulle alledaagse lewe vir 400 jaar. Die geslagte het dit so afgegaan en God se stem is stil. Nou moet ons dit raak sien dat die wêreld waarin Jesus gebore word is nie 'n wêreld vol verwagting nie, maar hierdie wêreld was moeg. Israel wag al eeue lank op verlossing. Die beloftes wat hulle gehoor het, wat oorgelewer is van een geslag tot 'n volgende geslag, waar's dit? Die woord wat hulle tot hulle beskikking het, dit praat van hulle, dit wys vir hulle iets, maar dit kom net nie. Geen profeet staan op om te sê, so sê die Here nie. Daar is geen stem uit die hemel uit nie. En vir hierdie mense is dit baie maklik om te vra, het God my vergeet? As iemand 400 jaar terug laas met jou gepraat het, sal jy sê, hulle het jou vergeet, né? Ons doen dit met 'n week lank met 'n WhatsApp message. Hierdie volk staan daar en hulle wonder, is die beloftes dalk vir 'n ander tyd? Hierdie ouens in hulle geloof tot God begin wonder, is hierdie wag waardeur ons gegaan het verniet, alles wat ek deurgegaan het? Selfs Josef en Maria se persoonlike omstandighede weerspieël hierdie prentjie. Hulle is nie op pad na 'n feesreis nie, dis nie Hartenbos nie, maar hulle is op 'n verpligte reis. Intussen is sy swanger, hulle is onseker, hulle is sonder beheer oor hierdie hele situasie en storie. Maria het nie gevra om swanger te word nie. Sy het nie. Maar jy sien, dis daar aan die moegheid, in die onsekerheid, in die onwetendheid waar God begin werk. Jy sien, hy tree nie op wanneer ons vol energie is nie, maar wanneer ons uitgeput is van hoop. Die stilte van God oor 400 jaar was nie leeg nie. Die omstandighede was swanger met 'n belofte. Die wêreld in daai tyd het gelyk soos Rome, dit het gelyk asof daar geen oplossing is nie, daar is net absoluut niks nie. Nou kom Jesaja en hy vra vir ons, weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeides krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Geliefdes, dalk sit hier iemand hier vandag wat wag op iets. Waarop wag jy? Waarop wag jy? Wag jy dalk vir genesing? Wag jy dalk tot die herstel van 'n verhouding? Wag jy dalk vir rigting vanaf die Here? Wag jy dalk op rus? Jy sien, Kersfees is nie hier om vir ons te sê, hou langer uit nie. Dis God wat vir ons sê, ek het jou wag raak gesien. Ek sien dit.
Selfs wanneer jy voel jou gebede word stil of jy bid teen die platform, dan is Jesus besig om agter die skerms vir ons in te tree. Hy bid vir ons. Hy tree vir ons in. En gelukkig nou het ons nie 'n hoëpriester met wie nie met ons swakhede medelyde het nie. Hy verstaan alles want hy was mens. Jy sien dit. En die hemel kom nader. En wat ons moet raak sien, net moet weet, is dat sy tydsberekening is perfek. Dalk nie op ons klok nie, is dalk nie op ons tyd nie, maar sy tydsberekening is perfek. Wanneer ons moeg raak van wag, dan raak God nie ontrou om getrou te word of te wees nie. Die hemel het naby gekom. Die Here sien vandag jou moegheid. En hy vra, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal miskien vir julle rus gee. So bly julle. Nee, is nie miskien nie, dadelik. Dis 'n belofte. Hy sal. Hy kom na 'n moe wêreld. Hy kom na ons om ons te berispe vir ons swakhede, om ons te dra wanneer ons nie meer kan nie. Hy is altyd daar. Dis hoekom hy vir ons aarde toe gekom het. Dit is hoekom ons hierdie dag kan herdenk. Die tweede gedagte wat ek vir julle wil wys, is dat die hemel kom in ons breekplekke. In ons breekplekke kom die hemel en hy kom ons besoek ons daar. Ons lees in vers 7, en sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen herberg in die geen plek in die herberg was nie. Ekskuus, ek moet hierdie ding uittrek. Dit raak nou vreeslik warm hierbo. Okay, so nou daai gedeelte wys vir ons dat die hele wêreld dra 'n seer. Elke liewe sin. Die deure het toegebly, plekke was vol, niemand het ruimte vir God gemaak nie, en tog het God gebly. Dink nou net vir 'n oomblik as u Boksburg toe moet ry en u moet doen Boksburg oorslaap, maar daar is geen plek nie. Wat doen ons? Ons klim in die kar en ons ry, ons gaan huis toe, né? Ons kom terug. God kom teruggekom het. Johannes 1 sê dat hy na sy eie eiendom gekom en sy eie eiendom het hom nie geken nie. Hy kom hier by die mense en niemand maak 'n deur oop nie. Niemand ontvang hom nie. Maar hy kies die stal. Hy kies die krib. Hy kies die plek waar mense sê, hier hoort jy nie. En in dit kom leer ons iets van God se hart. Dat hy nie wegskrokkel van gebrokenheid nie. Hy kom nie net in 'n tyd wanneer ons lewens heel is nie. Psalm 34 vers 19 sê, die Here is naby die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat verslae is van gees. Jy sien, Jesus begin sy aardse lewe presies waar dit sou eindig, tussen mense wat hom sou verwerp. Nie tussen die wat hom liefgehad het nie. En daar is mense wat hierdie Kersfees voel dat my lewe is te mekaar. Daar's mense wat vandag voel my hart is vol seer. My huis is dalk nie 'n perfekte plek nie, my geloof voel klein en broos. Maar Kersfees, die geboortedag van Jesus, kom fluister sag vir ieder en elkeen van ons dat God is nie bang vir jou breekplekke nie. Jy hoef nie eers reg te wees wanneer hy kom nie. Jy hoef nie alles uitgesorteer hê nie, anders sou ek nooit die stem van die Here hoor in my studeerkamer nie. Dis altyd deurmekaar. Die Here kry ons in omstandighede, in plekke waar ons baie keer vir onsself sê, God sal nie hiernatoe kom nie, maar ons het gesê, God sal nooit in 'n krib lê nie. Geliefdes, jy hoef nie jou pyn weg te steek nie. Hy lê juist daar in die plekke waar jy voel, hier is geen ruimte vir my vir hoop nie. God soek nie
Hy soek nie perfekte ruimte nie, maar hy soek 'n oop hart. Hierdie klip leer ons dat God kom nie om oor ons gebrokenheid te heers nie, maar hy kom om binne daai gebrokenheid te kom bly. Geliefdes, wanneer ons sien dat God nie terugdeins vir 'n moeë wêreld of 'n gebroke plek nie, dan sien jy ook dat die hemel kom kuier vir gewone mense. Die eerste mense wat die geboorte van Jesus hoor, was nie die priesters nie. Dit was nie hulle wat in die tempels was nie. Dit was nie geleerdes nie, dit was nie leiers nie, maar dit was herders. Herders. Het jy geweet dat op die sosiale skaal was die herders heel onder? Het jy geweet dat 'n herder was nie waardig geag om in die hof te getuig nie? Hulle het sy woord gesien as niks, omdat hulle nie geleerd was nie. Omdat hulle nie geld het nie, omdat hulle nie status het nie, omdat al wat hulle het is skape, en vandag is die skaapboere van die rykste manne in Suid-Afrika, né? Herders, eenvoudige, gewone mense. Herders. En tog, die hemel breek oop en die hemel kom praat met herders. God kies doelbewus dat sy goeie nuus eerste gehoor word deur die mense na wie ons kyk en sê hulle dit regtig die waarskynlikste nodig. Vers 10 en 11 sê vir ons, en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is saligmaker wat Christus is, die Here. Wat die Here is. Jesaja 57 vers 15, want so sê die hoë en verhewene wat in ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek bewoon in die hoogte en in die heilige plekke en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Geliefdes, God sien jou hart. God sien dit. Hy beweeg altyd eerste na onder, na die wat min het, na die wat weet dat hulle hom baie nodig het. Dis dat die Here Jesus gesê het, ons moet onsself verloon. Hy wat homself verneder, sal deur Jesus verhoog word. Die geliefdes, vanmôre is ons in Kerstyd en daar is baie wat voel my lewe is klein. My geloof is nie sterk nie. My rol in hierdie samelewing en oralste waar ek kom, voel niks my onbelangrik. Dit voel dalk vir jou, onthou julle toe ons op skool was, dan het ons rugby gespeel en dan split ons so. Dan was dit altyd die ou wat laaste gekies word, dan het ons altyd vir hom gelag, want ons weet daai ou kan gewoonlik nie rugby speel nie. Nou wanneer ons by die Here kom, dan voel ons ook dat ons gaan laaste gekies word. Maar dis nie so nie. God kies ons altyd. Altyd. Hierdie Kersfees sê vir ons dat God kies ons baie keer ons eerste. En dat dit ons is wat ons self laaste kies. Dink aan ons daaglikse getrouheid. Dink aan ons eie volharding. Ons eenvoudige gehoorsaamheid. Dit is nie onsigbaar voor die Here nie. Hy ken ons nagte, hy ken ons vrae, hy ken ons naam. En God se genade kom bereik ons nie omdat ons belangrik is nie, maar omdat hy genadig is. Die hemel kom nie en praat net in paleise nie. Die hemel kom praat ook in stalle. Die hemel kom praat met elke liewe persoon. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Elke liewe persoon. Elke keer. Dis ons keuse. Want hy kom na almal toe. En jy sien, hy kom na 'n moeë wêreld. Hy kom daar na ons breekplekke toe. Hy kom na gewone mense. Dan laaste sien ons
dat die hemel kom naby aan ons harte. Die engele sing. Wens ek was daar om daai woorde te hoor. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. Sien, hierdie vrede is nie 'n soort vrede wat beteken dat alles van skielik regkom nie. Jy sien, nadat alles het Rome nog steeds in beheer gebly oor die volk, mense het bly swaar kry, die wêreld bly gebroke in alles, maar iets het onherroepelik verander. En dit is die feit dat God is nie meer ver nie. En hierdie vrede beteken vir elke bloedgewaste kind van God dat jy hoef nie meer alleen te dra nie. Jy hoef nie meer jou skuld weg te steek nie. Jy hoef nie meer te vrees dat God teen jou is nie. Jy sien, dit is vrede wat vloei uit versoening. En dit bring vrede tussen God en mens, tussen die hemel en die aarde. Romeine 5 vers 1 sê dit so mooi, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Die Here Jesus het self verklaar, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontstel word en bang wees nie. Sien, Jesus bring nie vrede deur 'n afstand nie, maar hy bring vrede in nabyheid. Hoekom? Want die hemel is nog hier. En daar kan dalk vanmôre onrus in jou hart wees. Dalk 'n skuldgevoel oor die verlede, dalk vrees vir die toekoms, dalk spanning in verhoudinge, innerlike onrus hier in jou hart. Dat jy nie mooi voel hoe om in woorde uit te druk of te verduidelik nie. Ons ken daai gevoel. Dit gaan baie keer gepaard met die silent treatment. My vrou sal dan vir my vra, "Hoekom is jy so stil? Kom sê jy niks nie." Ons weet net nog nie hoe om dit te uiter nie. Maar Kersfees nooi ons om nie alles self reg te maak nie. Dit nooi jou om te rus in dit wat God klaar vir jou gedoen het. Ware vrede is nie om al die antwoorde te hê nie. Die herder sê dit nie gehad nie. Maar dit is om te weet wie jou vashou. God se vrede is nie die afwesigheid van probleme nie, maar dit is die teenwoordigheid van Christus. Dis beter om buite die storm te wees. Nee, dis beter om binne die storm te wees waar jy weet Jesus is, as om buite te staan en te weet hy's nie hier nie. Dis baie beter. Die hemel kom nie net om 'n boodskap te bring nie, hy kom om by ons te bly. Selfs wanneer daai nag verskriklik lank voel. Die hemel het kom kuier. Die hemel het gebly. Hy het gekom om te bly. Daardie nag in Bethlehem het die wêreld nie geweet wat besig was om te gebeur nie. Geen trompette in die strate nie, geen koninklike aankondigings nie, net 'n kind in die krib. En tog, deur daai kindjie in die krib was die hemel daar. God het gekom na 'n moe wêreld. Hy het nie teruggedraai by gebroke plekke nie. Hy het homself bekend gemaak aan gewone mense en hy het gekom om vrede in ons harte te kom bewerk. Dis hoe God werk. Nie deur oorweldigende mag nie, maar deur sy teenwoordigheid. Kersfees herinner ons daaraan dat sy oor is nie ver om te hoor nie en sy hand is uitgestrek. Kersfees herinner ons dat God nie van ver af roep nie, maar dat hy afklim. Hy kom nader en hy kom deel in ons lewens. Daardie krib, die baba in daardie krib, sou eendag die man aan die kruis gewees het, nie omdat die wêreld hom verwelkom het nie, maar omdat hy die wêreld liefgehad het. En daarom is Kersfees vir ons belangrik. En vanoggend toe ek wakker word, toe weet ek, dis nie alleen nie. Ek is nie vergeet nie. God is hier. Nie daar, hy's hier. Geliefdes, mag hierdie Kersfees nie net verbygaan soos nog 'n datum op ons kalender nie,
Maar sou dit 'n herinnering wees dat die hemel steeds vandag nog in elke oomblik naderkom in ons huise, naderkom in ons harte, naby kom in ons gebrokenheid. En mag daar te midde van dit alles wat onvolmaak is, 'n stille maar vaste sekerheid kan wees dat God het gekom, God is naby en God bly. Mag hierdie dag waarlik, geliefdes, 'n tyd wees waar ons osself net verootmoedig wie God is, wat hy gedoen het. En in deur dit mag ons lof, ons aanbidding van ons harte daartoe juig voordat die nuwe jaar begin. Sommer op hierdie mooi dag net weer 100% in skakeling kom met die God wat ons gemaak het, gered het en eendag sal verheerlik. Mag die genade van die Here met julle elkeen wees in en deur dit alles. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek dink nog steeds dat ons net die oppergrawe geraak het. Nog nie eers by die diep waters nie. Ek dink nie, Here, ons klein menslikheid kan besef dit wat U vir ons gedoen het nie. Die totaliteit, die volheid daarvan. Maar Here Jesus, U kan dit vir ons kom wys. Here, U het een keer neergedaal. Here, U het U Gees gestuur. Here, U sê ook dat U weer gaan neerdaal. Here, want 'n dag sal dit nie wees nie. Maar intussen het ons nog 'n pad om te stap, o Here. Daar is tye, Here, wanneer ons moeg is. Daar is tye wat ons daardie gebrokenheid nie wil oopmaak nie. Daar is tye, Here, wanneer ons nie goed genoeg voel nie. Here, daar is tye wanneer ons nie vrede het nie, maar dankie. Dankie dat dit alles vervul is binne U. Dankie, Here, dat ons op grond van dit wat U kom doen het, nou met vrymoedigheid kan gaan na die troonkamer van die Here, deur die Here Jesus Christus. Dankie, Here, dat ons nooit alleen hoef te wees nie. Here, U het gesê dat ons kan vriende wees. In elke liewe aspek het U vervul. In elke liewe aspek, Here, het U voorsien. Dankie, Here, vir daardie goedheid. Maar sal U ons asseblief help? Sal U ons help, Here, om waarlik net te wees op die plek waar U ons wil hê? Sal U ons wys, Here, dit wat moet bly, dit wat moet gaan, hoe ook al sy. Maar Here Jesus, word U verheerlik in en deur dit alles. Sal U die naprediker van die woord wees. Sal U ons herinner, oortuig. En sal alles wees. Asseblief, Here, tot eer en verheerliking van U naam. Amen.